Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Nuwe navorsing waarsku dat ultraverwerkte kosse dalk meer in gemeen het met sigarette as met regte kos. 'n Onlangse studie deur navorsers van Harvard, Duke en die Universiteit van Michigan sê ultraverwerkte kosse word doelbewus geskep om mense te laat aanhou eet en om te verslawend te wees en dan natuurlik ook om ons liggaam se beloningsstelsels te beïnvloed. Ons gesels nou met die dieetkundige Shani Legrandsie wat mense help om volhoubare en gesonde leefstylkeuses te maak. Shani, welkom weer eens by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie, Rizan. So die vergelyking van ultraverwerkte kosse met sigarette is nogal regtig 'n groot stelling om te maak deur hierdie studie. Dink jy dit is regverdig of bietjie oordrewe? Die stelling is redelik, maar om duidelik te wees, dit is nie dat die studie sê dat ultraverwerkte kos en sigarette dieselfde gesondheidsimpak het op die liggaam nie. Dis maar meer dat hulle albei dieselfde beloningsstelsel in die brein aantas. So ultraverwerkte kos, soos wat jy genoem het, is ontwerp sodat mense herhaaldelik suiker, vet en sout inneem, wat ons nou sien as verslawing, en hulle het dieselfde strategie gebruik as die tabakindustrie om produkte meer aantrekkelijk te laat lyk, middels by te sit wat dit meer smaakvol maak en ook die beloningsreaksie vinniger te maak. Dan wil jy net meer en meer en meer hê. So die kosse waaraan ek dink, as ek dink aan ultraverwerkte kos, dink ek skyfies, koeldrank met baie suiker in, kitskos, maar dit is nie net so 'n klein hoeveelheid kosse wat in die kategorie van ultraverwerkte kos inpas nie. Jy's reg, dit is nie net skyfies en koeldrank nie. So wat geprosesseerd beteken is dat daai kos gestroop is van sy natuurlike elemente van vesel en nutriënte soos jou vitamiene en minerale. So as jy 'n etiket lees en dit lyk soos 'n laboratorium, jou moontlik is dit ultra geprosesseerd. So dit kan nou kosse wees soos jou verwerkte vleise, Vienna's, jou chicken nuggets, dit kan jou vegan vleisprodukte wees, so soja patties, dit kan kits, graanpappe wees, cornflakes, jou cocoa pops, daai produkte. So gewoonlik wat daar in vesel is, hoër in suiker. Wat die ding wat mense sê, if you can't pronounce it, it's probably not good for you. Presies so. So, watter uitwerking het hierdie tipe kos op mense liggaam? So, what happens to your body when you are taking these foods in? Ja, so gewoonlik word dopamien afgeskei, so dit is een van ons happy hormones, so dit laat jou dadelik goed voel. Maar ongelukkig met dopamien, dit hou maar net vir 'n paar minute, so dit is vinnig verby, en dit is hoekom jou brein weer eens net nog soek, so jy soek nog 'n happy, nog 'n slukkie, wat lei na verslawing toe. Daar word dikwels gepraat van gesondheidsbemarking. So as 'n mens nou na die etiket kyk, suikervry, glutenvry, maar dit is nie noodwendig dat dit gesond is vir jou nie. En daai produkte kan dikwels ook ultraverwerkte kosse wees. Heeltemal reg, so die mark verander ons persepsie 'n bietjie as ons nou dadelik na etikette lees. Party, ek sal nie sê al die produkte sal daai ultraverwerkte middels bevat nie, maar ja, as ons nou kyk na laafvet jogurt, dit gewoonlik beteken daar is meer suiker, verdikkers om die smaak aan te vul toe hulle die vet verwyder het. As ons kyk na ons suikervry koeldranke, dit bevat natuurlik jou kunsmatige versoeters, jou suurreguleerders, wat nog steeds 'n effek het op jou dopamien beloningsreaksie in die brein. Dalk nie so sterk soos jou suikerprodukte nie, maar dit versterk ook jou soet smaak, so jy wil net meer soetigheid hê, so dis dalk nie ook die beste alternatief nie. So dit is daardie produkte wat eintlik met die dopamine receptors werk en jou net wil meer en meer laat eet. Beslis, so ons wil eintlik graag meer ons ander happy hormones laat afskei, so serotonien en jou oxytocin, wat deur goeie gesondheid of goeie dieet as ook oefening afgeskei kan word. Is dit realisties dat mense ultraverwerkte kosse heeltemal gaan vermy?
Nee, ek sal nie so sê nie, veral in ons besige leefstyls, dit is bitter moeilik. Selfs in my eetplanne hier en daar sit ek dalk 'n proteïenstafie by, as ek nou sien, sjoe, hulle lewens is maar baie bedruk, dit kan 'n vinnige peselhappie wees wat hulle sommer in 'n handsak kan hou. Ek sal net voorstel, hou dit tot 'n minimum, minder as 20% in die week moet jy geprosesseerde kos eet, en beplan vooruit, maak kos in grootmaat en kry vinnige resepte om kos mee te maak, dat jy nie soveel staat maak op jou geprosesseerde kos nie. Ek wil graag vir jou as dieetkundige vra, hoe is jou dieet? Is jy 'n 80% 20% persoon? Is dit makliker vir jou omdat jy al die kennis het om te bly by 'n volhoubare eetplan? Ek probeer my bes, maar ek sal sê my familie en vriende kyk my soos regtig, eet jy hierdie, jy's 'n dieetkundige. Maar ja, dit gaan presies oor die 80-20 reël. Daai geprosesseerde of nagereggies, dit kan nog steeds deel vorm van 'n gesonde maaltyd. So ek geniet gesond eet, maar ja, ek geniet beslis ook my takeaways hier en daar, maar om aktief te wees help baie vir 'n bietjie leeway rondom jou eetgewoontes. So jy wil jou tree daagliks inkry, jy wil 150 minute se aktiewe oefening doen per week, dan sal ek sê jy is redelik veilig. Ek dink ook mense maak 'n groot fout deur ek gaan nou gesonder wees, dan sny hulle alles uit en dit is soos daai 100% alles of niks, en dan as hulle dit nie kan volhou nie, dan voel hulle soos 'n mislukking. Ek sien dit baie met my kliënte. Hulle voel gesond eet beteken jy moet jou kalorieë vir baie drasties verminder of groot voedselgroepe uitsny, soos jou koolhidrate, wat nie realisties is nie. Dis wat nou weer maak dat jy maklik kan ooreet wanneer dit kom by die volgende maaltyd. So ek hou van om gesonde versnapperinge voor te stel in my eetplanne en vir my kliënte te sê, genoeg eet is bitter belangrik. Jy moet nie honger wees op 'n gesonde eetplan nie. So everything in moderation, try not to do 100% and go full steam. Doen dit so bietjie, klein veranderinge maak 'n groot verskil. Baie dankie Shani, is altyd lekker om met jou te gesels. Dankie Rizan. Dan die dieetkundige Shani Legrandsie, bly ingeskakel. Arnold is net hierna terug, ons net hierna hier om oor die sport te gesels. Bly waar jy is.